Ek wil oorgaan na die woord toe. En net gou so 'n stukkie hersiening van laasweek wat ek dink baie nodig is. Ons is besig om te praat oor gees, siel en liggaam en oor die rol van die siel spesifiek. En ons het laasweek gepraat juis oor die apostoliese orde vir ons hele wese. Nou by apostoliese orde bedoel ons die manier hoe God dit bedoel het, laat ons lewens gerangskik sal wees. Né? Apostolic order beteken die orde wat God ingestel het. God is nie 'n God wat sê 1 kan maar 3 wees en 3 kan 1 wees nie. Glad nie, by no means. Hy sê baie duidelik, God het eerste dit gestel, tweede dit, derde daarna en so voort. Daar's baie goed wat hy sê, wat spesifieke orde het in die koninkryk van God. En wat ons betref, die manier hoe ons moet lewe, is die orde gees, siel en liggaam. It's the order of first things. Nou, wat eerste is, moet eerste wees. As jy uit die orde van God is, as God se 1, 2 en 3 jou 3, 2 en 1 is, dan gaan jy die Here ergens mis. Dan gaan jy nie die vrugbare geestelike lewe hê wat jy moet hê nie, maar wanneer ons in lyn kan kom met wat die Here vir ons bedoel het, dan sal ons dit kan doen. Die apostolic order vir ons lewens is gees, siel en liggaam. En dis baie maklik om oor die goed te praat en dit so te sê, maar ons het kom by 'n plek wat ons dit werklik lewe en wat dit ons lewenswyse word. 1 Korintiërs 15. Soos daar geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike is nie eerste nie, maar die natuurlike daarna die geestelike. Kom ons lees gou die Engels. So it's written, the first man Adam became of was made a living soul. En die Griekse woord, daar is die woord sugai. Ek wil hê jy moet dit tog onthou, want dit kom baie keer in gebruike voor. Sielkunde, né? Psychic begin met PSY. Die woorde psychic of psychology, alles is afgelei van hierdie woord, sugai, die siel. A living soul, sugai of being. The last Adam became of was made a life-giving of a quickening spirit. However the spiritual, en die woord daarvoor het ek laas vir u gesê, pneumatikos. Nou, pneuma is gees, is wind, is blaas, dis die konsep van pneuma. The spiritual is not first, but the natural, sukikos. Sukikos. Daar is die sugai weer, né? And afterward the spiritual. Met ander woorde, hierdie beskryf ons eie lewens. Ek en jy was ook 'n lewende siel, primêr voordat ons wedergebore is. 'n Lewende siel. En wanneer jy uit die vlees gebore is, sê Jesus, dis van geen nut nie. Né? Dis van geen nut. Johannes 6 vers 62 en 63. Die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe, sê hy. So, the principle in these verses is this. Ek het so hierin daar 'n aanhaling vanuit 'n boek wat ek bestudeer oor die goed. The first principle in these verses is this. That which is first is soulish, soul-controlled and ruled. Then afterward comes that which is spirit or ruled by the spirit. Ander woorde, dan word ons wedergebore en dan dra ons die beeld van die aardse of ons dra die beeld van die hemelse. Baie interessant, dis in daai selfde stuk 1 Korintiërs 15, daai paar verse 15, 45, 46, 47, 8 en daarop. Ons dra die beeld van die aardse, of met ander woorde, jy kan wedergebore wees, maar as jy in die sielsarea lewe, as jou siel in beheer is van jou lewe, dan dra jy nog steeds die beeld van die aardse, wat siel was. Julle verstaan die skrif, né? Wat siel was. Die aardse was, dit was eerste. Adam het 'n lewende siel geword en so aan. Dit was eerste gewees. Ek en jy was 'n lewende siel gewees. So, dit is eerste, dis die beeld van die aardse.
as jy wedergebore is en jy dra, let nou mooi op, dit kan wedergebore mense ook wees. 'n Wedergebore mens kan in sy sielsarea leef. Baie belangrik, ou moet mooi onderskei tussen hierdie goed. Jy kan, ja, hoe kan 'n ou dit nou sê? Ek dink daar's baie bediening vandag wat uitgaan in die sielsarea. Né? Ouens wat 'n vibe try create en wat 'n ding try maak gebeur. Dis sielsgoede daai. En so is dit dat as 'n skrywer met die naam van Watchman Nee, wat jare terug dis 'n voorloper van sy tyd boek geskryf het, The Latent Power of the Soul. En daai goed maak goed vir 'n ou baie keer oop, hoe jy kan die gees namaak. Jy weet, jy kan twee mense kry. Die een ou kan regtig die Here dien in gees en waarheid. Hoe het Anton laasweek gesê, gees, siel en waarheid. In gees en waarheid regtig dien. Jy kan die ander ou kry wat bloot hierdie goed namaak vanuit die siel uit en jy sal dink hy's on par met die Here. Jy verstaan wat ek bedoel, jy kan nie op die sigtelike nie uit hulle, you've got to have discernment. En discernment gaan oor discernment of spirits. Baie ouens sê ek het die gawe van discernment. Nee, jy het die gawe van kritiek. Baie ouens wat dink hulle het die gawe van discernment. Discernment gaan oor spirits. You have to discern spirits. Nie daai persgoed in die bottel nie. Ander ouens discern hom. Maar jy moet die geeste onderskei. So, as jy wedergebore word, selfs die wedergebore mens, kan die beeld van die aardse dra. Met ander woorde, kan leef na die siel. Dit is baie, baie maklik. Jy het daai keuse die hele tyd van jou lewe. So, en ek gaan nou weer daaroor praat. So die oomblik wat jy, luister mooi, jy's 'n lewende siel, alles gaan honkie-dorie, jou gees is nie lewend gemaak nie. Hy's dood, dis wat die woord sê. Nou word jy wedergebore, jou siel word lewend gemaak, en onmiddellik, die oomblik wat dit gebeur, you are a house divided against itself. Die oomblik is daar 'n stryd in jou, wat die Bybel sê, die gees begeer teen die vlees, en die vlees teen die gees. So die oomblik wat jy wedergebore word, het jy die ding van jy moet kies, wie gaan jy tevrede stel? Deur wie gaan jy lewe? Okay? So, ons gaan die beeld van die aardse of die beeld van die hemelse vertoon of dra. Jy sal die eienskappe van of die een of die ander tentoonstel. Nou Paulus sê vir ons dat die siel, of ek hou van die Engelse woord, the soul man, baie mooi beskrywing, the soul man, wat na die vlees gebore is, eerste is, en dis presies waar die probleem lê, die eerste ding is gewoonlik jou eie idee, die eerste keuse wat jy maak is gewoonlik die verkeerde een, totdat jy die siel in 'n posisie kry waar hy nie meer eerste is nie. Baie, baie belangrik, onthou nou waarheen ek gaan, en van waar sal reeds kom, totdat jy die gees in beheer kry, en die siel nie meer eerste is nie. Nou wat doen dit vir jou? Abraham, God sê vir Abraham, skei die twee, onthou julle? En dit gaan oor sy erfenis. Met ander woorde, ons erfenis, die einddoel wat ons moet in besit kry, is die redding van ons siel. So vir ons erfenis, is dit dieselfde storie van Genesis 15 en 16 in die vorm van Hebreërs 4 vers 12. Die woord van die Here is lewend en kragtig en bring skeiding tussen siel en gees. Die oomblik wat jy wedergebore word, het jy hierdie twee entiteite en nou moet jy kies en om jou te help en vir jou te leer, help die sin en al hierdie goed, kom die woord van God en God leer vir jou die skeiding, wat is siel en wat is gees.
Okay, dis bitter belangrik. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. As jy hierdie beginsel kan verstaan en kan najag, sal dit jou hele lewe verander. As jy die geestelike deel eerste stel, luister mooi, as jy die geestelike kan eerste stel, sal God die res vir jou in plek sit. So belangrik is dit vir hom, dat hy vir jou beloof, as jy eers my dinge sal soek, as jy eers die koninkryk van God sal soek, sal ek die res vir jou byvoeg. Ek het gedog ek gaan 'n amen kry vir die woord, nie vir my nie, maar dis hoe belangrik dit vir God is. Né? Dis 'n fenominale belofte. The realm of Sugai is a realm of idolatry and the worship of self. We were created to serve God, then He will meet our needs. The order of first things is, kyk gou mooi na hierdie aanhaling. You must put a watchman over your soul until he has been dealt with. Then you keep the watchman there to maintain order so that the soul does not get out of line again. If you do not keep oversight, your soul man will go his way, which is the broad way. However, the way of the Spirit is a narrow way. Baie van die skrifte, jy weet, dit word vir 'n ou duidelik. It takes a lot of wisdom, oversight, and dealings with your soul to walk in it, to walk in the narrow way. Nou kom ons kyk net weer daai middelste deel. If you do not keep oversight. Nou goed, ons werk sistematies deur hierdie ding. Wat is die oversight van die soul? Ek het dit nou al 'n paar keer vir u gesê, ek het een preek spesifiek daaroor gedoen 2 weke terug of 3 weke terug. Wat is die oversight van die soul wat God gegee het, sodat jy jou siel in beheer kan hou? As 2 goed. Wie kan my sê? Sorry, ek hoor nie lekker nie. Jou gees. Jou gees, onthou nou as ek sê jou gees, kan ek nie, bedoel ek juist die Heilige Gees, wat deur hom werk, maar jy daai besluit. Okay, wat is die tweede een? Nee. Okay, ons gaan na sy rol kyk, hy het ook rol, kom ons sê dan 3. Wat is die ander een? Inspraak. Onthou julle wat ons gesê het van die secret place? Kan julle dit onthou? Heng. Ek dink ek moet 'n ADHD kursus in hierdie kerk inkry. Dat ons AD's kan HD's word en ons HD's kan AD's word. Okay. He that dwelleth in the secret place of the Most High, Psalm 91, shall abide in the shadow of the Almighty. Wat is die secret place? Nie 'n gebedskamertjie in 'n secret place waar jy met die Here nie. Die secret place, net daarna sê hy, ek sal jou onder sy vleuel sal jy skuil. Jesus kom en hy verklaar dit en hy sê, hoe baie maal wou ek jou bymekaar maak soos 'n hennaarkuikens, maar jy wou nie. En die wysheid van God het vir julle mense gestuur, maar van nou af, omdat jy dit gedoen het en nie wou nie, sal jy my nie sien as jy nie erken, geseënd is hy wat kom in my naam nie. Hallo? So die ander oversight oor jou soul is, Hebreërs sê, wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle wat oor jou aangestel is, want hulle waak oor julle siele. Moet nou nie die ding nooit weer vergeet nie. Die derde een, kom ons sê dan nou maar. Een is die woord, ons gaan sy toe nog. Miskien volgende week. Die tweede een is, wat was die ander een nou? Ja. Die gees, jou gees. Ek wil gisterand vir, jy weet, ons is nog so groot gemaak, as jy iets uit die yskas uitvat, dan vra jy jou ma. Ken julle daai ding? Ek verstaan nie vandag se kinders nie. Seriously, ons het my ma gevra, kan ek dit kry, ons sien dit in die yskas, maar dan vra ons,
bloot net vir die rede, sy beplan dalk daai ding om kos te maak vanaand of iets. En dan jy hom nou gesik uit die yskas uit en dan sy in die 7de hemel daaroor. So jy los haar liewer uit die 7de hemel uit en maak voor die tyd. Nou wil ek al gisterand vra, kan ek yoghurt kry? Ek vra altyd as ek iets in die yskas wil hê, maar net okay. En daar kan ek nie die woord yoghurt onthou nie. Om die dood nie. Nou ja. Die gees, jou gees. En dan die ander een is, hulle wat God in jou lewe gesit het, om te kyk na jou siel. So wat die woord sê is, werk saam met hulle. Moenie teen hulle werk nie. Moenie teen hulle praat nie, moenie goed agteraf doen en wegsteek nie. Hallo? Okay. So keep oversight. Kom ons lees die volgende. I begin to align myself by the order of first things. Daar so is hy. The order of first things. Begin jou lewe te align met die order of first things. As jy in die apostoliek kom, dis 'n fenominale seisoen hierdie. Dis net 'n ander konsep van die woord en van God en alles. Ons het altyd gepraat van, byvoorbeeld ons finansies. Vandag praat ons van nie tithes, offerings en first fruits nie, ons praat van first fruits, tithes, offerings. Want die first fruit is eerste. Die first fruit reflekteer Christus wat die eersteling is. Dis ontsettend belangrik, dis fenominale lewensbeginsels wat jy nie kan mis nie. So as jy nou dink, ons praat sommer net nonsens, laat ek nou net vertel, want ek kan die goed sê, Jesus sê, moenie as jy liefdadigheid bewys, laat die linkerhand nie, dit het niks met liefdadigheid te doen nie, my eerste maand in 'n jaar se salaris is my first fruit. So ernstig sien ek hierdie ding. So ernstig sien ek vra geen vrae nie, ek knip geen oë nie, as hy inkom, is hy uit. Daarna worry ek as daar moet geworry word. Okay, nou ek sê nou dit vir geen rede om iets te bewerk nie. Ek sê net vir hoe belangrik dit vir my is. If you align with God's order, dan sal jou lewe in plek kom. Dan sal God die res vir jou begin byvoeg. Hoekom moet jy soeg en sweet en worry vir môre se kos op die tafel? As daar 'n manier is om dit te kry dat God dit vir jou byvoeg. En hy praat oor twee goed daar, hy praat oor kos en klere, wat jy sal aantrek en wat jy sal eet, Matteus 6. Hy sê, luister mooi my broeder en suster, hy sê, die heidene soek na hierdie goed. Ons is nie heidene nie, ons leef anders as hulle. Wat is ons geheim? The order of first things. The order of God, dis ons geheim. As jy jou lewe in orde met die Here kan kry, dan sal God goed vir jou begin byvoeg. Ons groot probleem is, ons is bang. Ons het vrees, ons gaan dit nie maak nie. So, wat ek wil sê is, in hierdie seisoen, as dinge in orde begin kom, dan verander alles. Halleluja man. Wow. Dis net 'n ander grip op die lewe. Jesus, ek sal nooit weer kan terugkyk na ons hierdie goed gesmaak het nie. As net nie 'n manier nie. As jy my nou wil dood hê, dan moet jy my terugstuur na waar ek was. I begin to align myself by the order of first things. I follow and pursue hard after the apostolic order of my life. Dis onthou julle iets wat ons gelees het aan die einde van die preek laasweek. My spirit has the preeminence. Dis 'n mooi woord, mooi Engelse woord. My soul is subservient and my body is just a carrier of the things of God. So dis wat die apostoliek kom doen. Hy bring eerste dinge eerste. Hy stel ons prioriteite reg. Hy bring ons lewe in orde. Want luister, God wil ons hê. Ons is gees, siel en liggaam. En nou gaan ons nou kyk daarna. Dit waarvoor hierdie gees, siel en liggaam
predestined is om gelykvormig te word aan die beeld van die Seun van God. To be conformed to the image of the Son of God. As ons nie by dit uitkom nie, mis ons die merk. As ons nie by dit uitkom nie, is ons godsdienste vergeefs. OK, is dit reg so? So ons kan hop, skip en jump tot die koeie huis toe kom. If we miss the image of the Son of God, mis ons alles. Want toe God hierdie treintjie op die spoor gesit het en hy het hom geprogram vir sy eindstasie, was dit nie om te hop, skip en jump nie. Dit was om te wees soos sy seun. Halleluja. Is reg. So dis wat so skitterend fenomenaal is. En die apostoliek kom stel hierdie goed in ons lewe reg. Galasiërs 2:20. Ek wil weer by hierdie skrif stil staan. Ek voel dit is ontsettend belangrik. Galasiërs 2:20. Nou sê Paulus, hy sê ek is met Christus gekruisig. Met ander woorde, as jy nou wedergebore is en jy wil dinge in jou lewe regstel, jy wil kom by die apostolic order of God's order of first things vir jou lewe, jy wil dinge regstel, dan moet jy nou begin vir die siel op sy plek sit, die liggaam sal sy plek kry, want die gees is nou in beheer. Jy moet nou hierdie orde herstel. Nou goed, nou sê Paulus, hy sê luister, dit is waar ek is, dit is wat ek lewe, en die essensiële ding is, ek moet gekruisig word. Wie is die ek? Paulus die mens? Nee. Die siel met sy selflewe, met sy selfish lifestyle, moet sterwe. Hy kan nie meer in beheer wees nie. Luister ouens, as jy wedergebore is, en jy wil waarlik kom tot by die beeld van die Seun van God, dan sal jy hierdie orde moet omdraai. Jy sal moet, jy kan nie meer as 'n sielsmens lewe nie. Nou sê Paulus, Galasiërs 2:20, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Wie is die ek? Die Griekse woord is ego. Yes, ek like dit. Net so, ego, dis die Griekse woord. Waarvandaan ego kom. Dis die woord ek wat in hierdie sin gebruik word. Daar's 'n paar woorde vir ek in Grieks. En die een hierso is die woord ego. Ego is dood. Hoe sê hulle in die wêreld? The president is dead, long live the president. Nou by baie ouens is dit ego is dead, but long live ego. Ja, gravel moenie meer roer nie. OK. Ek is met Christus gekruisig en ek, ego, my sielslewe, hierdie selfsugtige sielslewe van my eie ding doen, is dood. Leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Jy sien, ek sterf nie deur aan 'n kruis op te hang nie, Jesus het dit klaar vir ons gedoen. Ek is nog in die lewe, ek is nog hier. Maar nou sien dit, ja, weet jy, dit maak my so mal van opgewondenheid. Hier binne is 'n transaction aan die gang, hier's 'n change of ownership. Amen. Hier's 'n uitruil van lewens hier binne en die keuse lê die hele tyd by my. OK, so ek, die ego, is saam met Christus gekruisig. Jy weet, dit is eintlik verskriklike mooi beeldspraak. So die oomblik wat jy eintlik, wanneer jy wedergebore word, dan moet ons hierdie pad begin stap. Dan onmiddellik begin jy begin jou lewe reg en jy begin goed in orde stel. En weet jy wat gebeur as jy wedergebore word? Onmiddellik dan appropriate jy die kruisdood van Christus in jou lewe. So met ander woorde, in prentjievorm, die oomblik wat jy tot bekering kom, dan sit jy jouself op daai kruis. Saam met hom. Kyk, ek bedoel dit nou nie snaaks nie. Ek bedoel maar net, dis as jy so daaroor dink. Ek is saam met Christus gekruisig. Met ander woorde, wat dit eintlik sê is, die dag toe Jesus daar sterf, toe sterf my sielslewe daar. Ek sal met julle later deurgaan wat het in Getsemane gebeur en so aan. En dis hierdie goed wat daar gebeur het. Dit moes in Christus se lewe ook gebeur het.
Hy sê vir sy disippels, hy sê, my siel is bitter benoud tot die dood. Maar dis 'n ander storie, vir 'n ander dag. So ek was ook op daai kruis. Maar nou, daar's 3 ouens in die lewe. Een ou wat nooit na die Here toe kom nie, daai effek van Christus op die kruis bly vir hom null and void. Dit word nooit werklikheid in sy lewe nie. Solank as hy leef en hy sal doodgaan sonder Christus, verlore. Die ander ou kom na die Here toe, maar nooit vereenselwig hy hierdie ding vir homself en hy kry die orde van God in sy lewe reg nie. Hy lewe in die beheer van sy siel, sy lewe lank, so dit wat Christus vir hom gedoen het, Galasiërs 2:20, word nooit syne nie. Word nooit sy eie nie. En dan kry jy die ander ou wat dit sy eie maak en vrug dra 30, 60, 100voudig. Wat die vrug daarvan dra en voortbring sy lewe lank, en dis hulle wat kom tot by die beeld van die seun van God, dis hulle wat kom tot by volwasse seuns, dis hulle wat leer wat dit is om deur die Gees van God gelyk te word, en al hierdie goed wat in die woord is. Ongelukkig, luister mooi, ongelukkig, jammerlik, gaan die hele kerk van Jesus dit nooit leef nie. Dit gaan 'n remnant wees, 'n klein deeltjie. En ek hoop u almal is in, wat hierdie lewe hulle eie sal maak. Ons vanoggend gelees van die remnant, het julle gehoor. So hierdie kruisdood van Jesus Christus moet myne word in die sin van soul has to die. Ego has to die. Maar hoe daai hy? Ek vereenselwig met die kruisdood van Jesus, maar die kruis van Christus word nou 'n daaglikse beoefening in my lewe. Onthou wat Jesus sê, jy moet elke dag jou kruis opneem. Elke dag moet hierdie, en hoe gebeur dit? Wat is die praktiese uitvoering daarvan? Dis deur vir jou siel nie sy eie keuse te gee nie, en sy wil te gee nie. Dis deur die Gees te kies en agter Jesus Christus aan te loop. Dis wat dit basies behels. OK, ek is met Christus gekruisig. Ego leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Nou kyk gou die omvang van hierdie lewe. Maar Christus leef in my. Nou daai woord leef, hier sy omskrywing. Dis die Griekse woord, ek het laasweek vir gesê, zou, wat kom van zoe af. Dis die werkwoord van zoe, wat beteken the God kind of life. OK, en soos dit wat dit gebeur. Having vital power in itself. Having vital power in itself. To be active, blessed, endless in the kingdom of God. Het word vergelyk met living water. To be fresh, strong, efficient, powerful. So ouens, die lewe wat Christus in jou bring met wedergeboorte. Die lewe wat Christus in jou bring, it has vital power in itself. Daarom het hy, luister mooi, daarom het hy 'n lewendmakende gees geword. A life-giving, a quickening spirit. Adam kon nie mense nuut maak nie, maar Christus maak geeste nuut. Wow. Hy maak hulle lewend. Hy is die resurrection. Opstanding, halleluja. Hy maak nuut. Hy maak van vooraf. So this life, hierdie Zoe, has vital power in itself. Luister mooi. Jy kan nie meer, as jy hierdie lewe in jouself kry, kan jy nie meer 'n arm, kreperende wurmpie Jakob volkie Israel wees nie. Amen. Jy het vital power in jouself. Sommige ouens sê ek het die lewe van Christus in my gaan nog steeds soos 'n 007 deur die wêreld. Nee.
It's the vital power of God living in you. There's a change of ownership. 'n Verandering van lewe. Zoe is gone. Maar Zoe wil elke dag terugkom. Nou, kyk gou hierso. Kyk na die beeld in daai skrif. Having vital power in itself, en dan sê hy onder, and exerting the same, of hierdie power, upon the soul. Hy het nie net, luister mooi, hy het nie net krag in homself, krag van lewe, die lewendmakende gees in homself nie, maar hierdie lewe druk sy autoriteit af op die lewe van die siel. Nou luister mooi. Jy kan nie vir my sê, jy's in die apostoliek en jou siel is in beheer nie. Jy kan nie sê, jy's in die alignment van God in hierdie seisoen, en jy leef 'n sielslewe nie. Dis twee goed wat nie by mekaar hoort nie. Dis twee goed wat nie kan saam lewe nie. Dis soos 'n ratel en 'n slang. Hulle gaan nooit saam kan lewe in dieselfde hok nie. Exerting the same upon the soul. My broer en suster, ek wil net hê, luister mooi, vang my net gou. As jy hierdie krag, hierdie nuwe lewe, hierdie Zoe in jou het met wedergeboorte, as die lewende gees jou nuut gemaak het, lewendmakende gees, en hy het in jou kom woon, dan is die outomatiese ding wat hy wil doen is, hy wil jou siel in beheer kry. Hallo, nou vra gou vir my, sê gou vir my, ek gaan vir jou vra. Hoe gebeur dit, dat jy die lewendmakende gees het, maar jy vat jou siel en jy sit hom bo? Wat word van die life-giving power wat in jou is? Weet jy wat word van hom? Hy begin kwyn. Hy begin kwyn. En hy begin sy effek verloor. As ego sterf, kan die siel nie meer in beheer wees nie. Die siel is die voertuig waardeur ego leef. Die siel is die voertuig deur ego sy ding doen. Ek sê weer, jy kan nie sê jy's nie apostoliek en jy leef nog in die realm van die siel nie. Die hartseer is, daar's kinders van die Here wat absoluut in die realm van die siel leef. Jy weet, Jesus sê, die vlees is van weinig nut. Die vlees is van weinig nut. Ek en jy moet wedergebore word. Elke mens op die aarde eintlik moet wedergebore word. Anders, ons kan ouens in die siel educate en ons kan goeie mense maak. Almal goeie mense. Ek hoor baie keer ouens sê, daai ou sal nie 'n vliegskade doen nie. OK. Ons kan almal goeie mense create, maar dis net goeie mense, maar hulle eet nog van dieselfde boom as waarvan die slegte eet. Dis dieselfde boom, daar's geen verskil nie. Boom van kennis van goed en kwaad, dis dieselfde ding. Hy bring die dood voort, of jy die evil kant of die goeie kant kies, hy bring die dood voort. Hy kan nie lewend maak nie. Wow. Die lewendmaking was gekoppel aan die ander boom, Christus. OK, nou ek wil nou nie in die bome ingaan nie, want dis 'n botanie les op sy eie. Die goeie mens. Jy kan goeie mense oplei, goeie landsburgers grootmaak, en dis reg. En jy moet jou kinders goeie beginsels leer en al hierdie goed. Maar die feit is waarheen ons eintlik voor gaan is, you have to be born again.
En wanneer die born again kom, dan moet daar verandering van proses in jou lewe wees. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld van goeie mense. Ek lag altyd so by myself. Dan sal iemand vir my sê, weet jy daai ou? Val ouens met baie geld. Dan sê hy, daai ou is so skatryk. Hy sê, en toe kom ek daar by sy huis aan, toe het hy sommer 'n kortbroek en plakkies aan. Jy sal nooit sê hy het so baie geld nie. Vat net aan daai ou se geld. Dan kom die monster uit. Hallo? Maar nou is my hartseer. Ek voel vir daai ou in so sin. Maar nou is my hartseer is. Daar's kinders van die Here wat sê hulle is wedergebore wat net so leef. Moet net nie aan sy geld en aan dit wat hom status gee, moet net nie daaraan raak nie. Dis hoekom Jesus vir 'n ou gesê het, luister, jy kom een ding kort. Soms stryd to the man. Jy kom een ding kort. So die goeie beïndruk God nie. Jesus self sê daar's niemand goed nie. Net een my Vader. So kry daai goed uit. Ons kan nie net 'n kerk wees wat goeie mense educate nie. Ons moet mense voortbring wat waarlik wedergebore is. En daarbey bedoel ek wat die apostolic order van alignment in hulle lewe gebring het, waar hulle gees in beheer is en hulle siel tweede viool speel. Dis ontsettend belangrik. En luister nou, volgende week wil ek aangaan met wat ons gepraat het oor die merismos, die skeiding, Hebreërs 4 vers 12. Dis net die woord van God wat skeiding bring tussen siel en gees. Dis net die ingeplante woord. En ek gaan vir daai woorde verduidelik volgende week. Dis net die ingeplante woord, Jakobus 1:21. Dis net die ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red. Dis nie die woord nie. Jy kan 'n Bybel besit, jy kan steeds verlore gaan. Dis nie die woord nie, dis die ingeplante. Sê gou ingeplante. Dis die ingeplante woord wat jou siel kan red. Dit help nie jy traai jouself verander nie. Dis die ingeplante woord wat jou siel kan red. En as jy hom konstant inplant en vrug dra, sal jy kom by die gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God. Ons kan dit nie mis nie, want dis waarvoor ons verordeneer is. Met ander woorde, ouens, as ek nie op pad is na die Romeine 8 posisie nie, dan sê ek eintlik vir Christus, jou kruisdood was vir my verniet. Hoor jy wat ek wil sê? Jou werk aan die kruis het nie betrekking op my nie, want ek kies om in die realm van die siel te lewe. Ek kies om in die comfort van die siel te lewe. Nee, as ons nie hierdie goed ons eie maak nie. So, dis die woord van die Here wat skeiding maak. Ek gaan hierdie goed vir u wys hoe dit werk. Dis God se woord. Die woord van die Here is lewend en kragtig en dring deur tot die skeiding van siel en gees. En dis baie keer seer, dis soos 'n operasie. Maar God se woord, luister mooi, God se woord wil die dinge in ons verander wat mense en ander goed nie kan doen nie. Nou sê mense, ja, die Here doen dit. Ek weet die Here doen dit, maar hy doen dit deur sy woord. Moenie so mistie wees altyd nie. Jy weet, so mystiek, God sal dit doen. God het maniere hoe hy dit doen. God waak oor jou siel deur maniere, ons het dit nou nog gesien. Ek het alweer my draad verloor. Maar God sal dit doen oor die woord, die ingeplante woord. Met ander woorde, hou op om jouself te probeer verander. Klim in die woord in. Raak betrokke met die woord. Ons probleem is, ons hou nie van om tyd met die woord te spandeer nie.
Is dit die waarheid? Ons het, luister mooi, ons het deur jare het ons op 'n subtiele manier het ons woordlui geraak. Woordlui geraak. Mense kan nie meer, hulle sê Sanlam sê 20 minute. Weet julle wat ek wil sê? Sanlam se antie. OK. Ons het in die skool gesit, 'n uur en 'n kwart, 3 sessies op 'n oggend en die aand weer, en as jy uitkom na daai 5de dag, dan is jy refreshed. Want dis die woord van God, dis nie 'n storieboek nie. Dis die woord van die Here. Kry die woord van God om jou te verander, maar omdat ons nie tyd, we don't want to put in the hard yards, en dan soek ons iemand om vir ons 'n woord te gee. Is niks fout daarmee nie, maar jy kan dit nie soek in die plek van dit wat die woord van God wil doen, deur skeiding te bring tussen siel en gees. Of ons gaan soek sielkundiges of al hierdie goed en so nou. Ek het nie 'n probleem met daai goed as jy dit reg gebruik nie. Maar my broeder en suster, dit bring nie sielkunde, en julle het gesien soekie kos, dit kom eintlik van die siel af. Julle verstaan wat ek bedoel, dis sielkunde. Sielkunde, dit bring nie, dit maak nie mense nuut nie. Die lewendmakende gees van God is nie sielkunde nie, dis die krag van die Here. En dis die krag van sy woord wat indring en genesing bring. Begin die woord te eet. Ek het nou die dag vir u gesê, jy moet die woord eet, jy moet hom verteer, en dan moet jy hom assimileer. Dan begin die woord die lewe in jou selle vorm. Dink nou maar aan die eetproses. Dan begin die woord die lewe bring in jou selle. En so aan. Figuurlik gesproke nou. Dis deur die woord van God. Dis net deur die woord van die Here. Dis net deur die woord van die Here. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Ouens, is tyd om serieus te raak. Ek moet skeiding kan bring, sodat ek apostolic order in my lewe kan bring. God wil hierdie goed hê, en God is adamant vir sy kerk. Want God het ons op pad gesit na die beeld van sy seun. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Ek wil bid, Here, dat die liefde vir die woord ons sal gryp. Ek bid dit vanmôre, Here, dat die ingeplante woord ons kos sal word. Ons kos sal word, dat ons dit sal inplant en inneem, dat dit kan lewe bring. Jesus sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. So die lewendmakende gees sê, die woord wat ek tot jou spreek is gees en dis lewe. So die lewendmakende gees spreek woord wat lewe maak. Dankie, Here. Dankie, gee dat ons hierdie goed sal pursue met ons hele wese. In Jesus naam. Amen.